Ons wonderlike Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om na u stem te mag luister. Dankie dat ons die woord mag hanteer, dankie dat dit vir ons kosbaar is, dankie dat die Heilige Gees dit in ons harte bevestig. Vader Jahwe, dankie vir ons samesyn, daar waar ons oralster ook nou verspreid oor Suid-Afrika is. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om so saam te kan kom, om u te mag aanbid, om voor u te mag buig, om Vader Jahwe in kleinheid en nederigheid te kan erken, uit u en deur u en tot u is alle dinge, en dat ons lewe in totaliteit voor u wil neerlê. Vader Jahwe, vorm ons dan ook deur u woord vanmôre na u wil en u welbehae. In die wonderlike naam van Yeshua, ons Messia, bid ons dit. Amen. Geliefdes, u kan gerus sit. Wat 'n lekkerte dat ons so kan saam wees om Vader se woord en ons teksgedeelte 1 Korintiërs hoofstuk 9. 1 Korintiërs hoofstuk 9 is ons teksgedeelte dan nou ook vir vanmôre, 'n baie bekende gedeelte, maar ook belangrik vir elkeen van ons om daarvan kennis te dra en die beginsels rondom dit. En daarom skryf ons bo aan die boodskap: laat ons toetree tot die stryd. Laat ons toetree tot die stryd. Goed, 1 Korintiërs 9 vers 24. Weet julle nie dat die wat om die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop so, dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike kraans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Tot sover lees ons saam. Geliefdes, wanneer ons hierdie gedeelte hanteer, dan skryf Paulus aan die gemeente van Korinte dat ons almal hardloop en is deel van hierdie wedloop. Vers 24, weet julle nie dat die wat om die baan hardloop, wel almal hardloop. Ons almal is deel van hierdie geestelike wedloop. Almal van ons is betrokke hierby en ons neem deel en ons hardloop en ons is besig daarmee, maar nie almal sal die prys behaal nie. Daar is so baie wat hardloop, wat halfpad moeg word, wat dalk vinnig begin, wat ywerig is aan die begin en later word hulle moeg en hulle val uit. Daar is baie wat later, weens watter rede ook al, omdat hy nie lekker voel nie, omdat dit meer lekker is nie, omdat hy dalk miltsteek kry, omdat hy moeg word, wat ook al gebeur, soos daai fisiese wedloop is, so is dit geestelik ook. En daar is so geweldig baie wat halfpad in hierdie wedloop ophou en nooit die prys behaal nie. Daar selfs hulle wat eenvoudig net in hierdie geestelike pad drentel omgaan daarmee. Hulle geestelike lewe bestaan uit 'n drentel godsdiens van so bietjie hier en daar Jahwe dien, maar daar's geen ywer, daar's geen erns nie. En ek wil vir julle almal wat dalk van die kinders wat nou nog op skool is en die van ons wat dit lank gelede gedoen het, dink so 'n bietjie aan toe jy gehardloop het, dalk was dit 400 meter of middelafstande 1200 of as jy in die hoërskool kom 1500 meter of hekkies of die 100 meter, wat dit ook al was wat jy gehardloop het. Hou dit nou so 'n bietjie in gedagte. Wanneer ek en jy gehardloop het, dan moes ons dit met oortuiging, met ywer, met toewyding gedoen het, volharding, selfs wanneer jy 1500 hardloop en jy kom so by die 3de ronde en jy is al moeg en jou asem blaas en dit is nie altyd maklik nie, maar jy moet volhard, jy moet aanhou tot die einde toe. Nou daar sekere dinge en dit kom nie eksegeties uit die teks uit nie, dit is sommer net 'n praktiese deel wat ek met elkeen van ons wil hanteer. Die van julle wat kan onthou, as jy so bietjie middelafstande en langer afstande gehardloop het, was jou asemhaling geweldig belangrik geweest. Jy moes ritmies, ek weet nie hoe gebeur dit vandag nie, maar ek kan onthou in
In ons tyd was dit 'n kwessie van 2 keer in, 2 keer uit, wat jy soos jy gehardloop het, 2 keer in, 2 keer uit moes asem gehaal het. Nou daai ritme, en ek wil dit vergelyk met ons gebedslewe. Jou gebedslewe moet baie getrou, ritmies, stiptelik plaasvind. Dis nie iets wat net so nou en dan kan gebeur nie. Dis nie iets, jy kan nie net wanneer jy hierdie wedloop hardloop, so nou en dan bid, so nou en dan asemhaal, so nou en dan kyk of jy daarom net suurstof by jou longe kan uitkry nie. Nee, dis die belangrikste deel, want sonder daai suurstof kan jy nie hardloop nie. Nou geestelik is dit dieselfde. As jy nie 'n gesonde, getroue, stiptelike bid, 'n gebedslewe het nie, gaan jy geestelik moeg en mat word. Dan so 'n bietjie belangrik, kan jy onthou, as jy hardloop, moet jy so 'n bietjie vorentoe lê en jy moet voor jou kyk op die pad. Jy kyk nie rond nie, hardloop nie so agteroor en kyk oralste rond en kyk wat gebeur en wie klap vir jou hande en waar is die skare en wie's almal kyk vir jou. Nee, jy doen nie dit nie. Nou baie gelowiges is vandag so. Hulle is nie gefokus op dit waarmee hulle besig is nie. Hulle is nie gefokus op Yeshua nie. O nee, hulle kyk vir die internet en hulle kyk na hierdie ou se openbaring, hulle kyk na daai storie. Hulle kyk die hele wêreld vol. Behalwe waar hulle moet besig wees. En daarom is dit so belangrik om te konsentreer as jy hardloop in jou geestelike lewe, gefokus op Yeshua, doelgerig, absoluut besig met dit waarmee jy moet besig wees. En dan moet jy met jou arms gewerk het, kan jy onthou vir alles het korter afstande, jou hekkies-atlete en so, jy moet, om met jou arms te werk is geweldig belangrik, dis 'n sleuteldeel van jou prestasie. En so ook in gelowiges, alles wat ons doen, moet wees in lyn met die geestelike stryd, die geestelike wedloop waarmee ek en jy besig is. Stel jou nou voor vir 'n oomblik wanneer jy nou die 100 meter hekkies hardloop en jou hande waai hier langs die kant rond en hulle gaan maar net so aan. Jy hardloop vir die vale, maar jou arms wapper hier in die lug. Ek wil uit die aard van die saak gaan dit nie 'n goeie tyd wees wat jy hardloop nie. En so baie gelowiges gaan so om. Hulle optrede is roekeloos oralste rond. Maar hulle wil hierdie geestelike wedloop, wil hulle hardloop. En daarom, geliefdes, elkeen van ons, en dis baie belangrik, wanneer ons dan nou weet, dat ons met ywer moet hardloop, want hy sê vir ons baie mooi, in die tweede deel van vers 24, maar dat een die prys ontvang, hardloop so dat jy dit sekerlik kan behaal. Geliefdes, ek en jy moet absoluut doelgerig wees, dat ons hierdie prys kan behaal. Ek en jy, daar's nie tyd om rond te kyk nie, daar's nie tyd om met ander dinge geestelik besig te wees nie. Ek en jy se roeping is om hierdie einddoel te behaal. Alles in hierdie lewe gaan oor hierdie een handeling om die prys te behaal. En daarom, elkeen van ons wat met ywer deelneem om met die prys te behaal, wat doen ons soos 'n atleet en elkeen, vers 25, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Geliefdes, elkeen van ons wat deelneem aan 'n wedstryd, is toegewyd, en dit wat skade gaan doen aan daardie wedstryd, ons onthou ons van dit alles, want ons het hierdie doel voor oë, en so ook geestelik. Jy oefen, en jy moet toegewyd wees, net soos wat jy in die vlees is, wanneer ons sit nie net in wanneer ander sit in dagdroom, wanneer ander besig is met ander dinge, wat doen jy wanneer jy gaan deelneem aan 'n wedstryd, of aan 'n resies? Jy oefen, jy's besig, jy's toegewyd, so geestelik ook. Daar's baie mense wat sit in dagdroom, baie mense wat besig is met baie dinge in hierdie wêreld, maar ek en jy het 'n doel. Anders as hulle het ek en jy 'n gefokusde doel waarby ons moet uitkom. Daarom kan ons nie vergelyk met die wêreld nie. Ek en jy moet anders lyk, moet anders praat, moet op ander dinge konsentreer, dit waarin ons tyd spandeer, want ons is besig met hierdie geestelike wedloop. Ons eet reg, dit wat ek en jy geestelik inneem, moet reg wees. Ons kan nie gemors inneem nie, ons kan nie inneem wat die wêreld inneem nie, want ek en jy is deel van hierdie geestelike wedloop. En dan belangrik, ons onthou ons van alles wat nie tot eer van Jahwe is nie. En daarom wil ek vir jou vra, jong mens, wat offer jy
op in jou ywer om hierdie geestelike wenpaal te behaal in jou lewe, die musiek van hierdie wêreld. Jy luister nie na dit wat jou maats of wat die wêreld na luister nie. Die gesprekke waarmee jy omgaan, is nie die gesprekke van die wêreld nie. Die taalgebruik, jy praat nie soos die wêreld nie. Jy kan nie klink soos die wêreld nie. Jy's anders, jy het 'n wedloop waarop jy hardloop. Jou gesindheid teenoor jou ouers is om gehoorsaam te wees. Jy luister na hulle, want hulle is daar wat vir jou die voorbeeld stel in die weg van Vader Jahwe. En wanneer jy 'n bietjie ouer word, en die tieners bietjie ouer word, hier na die einde van die hoërskool toe, en daar studente lewe, dan gaan jy nie om met dronkenskap, soos die ander maats en die ander vriende nie. En aan die ander kant wil ek vir sê, ek hoop nie jy het vriende wat dit doen nie, want jy hoort nie tussen hulle nie. Wanneer daar dwelms gebruik word, rook, dagga, al daai dinge, ons het ons fokus op Yeshua, ons kyk nie na daai goed nie. Ons lê dit af, en as al van daai goed is wat jou gevange hou, vuil taal, enige vuil gesprekke, dinge wat nie tot eer van Jahwe is nie, jy respekteer nie jou ouers nie, lê daardie dinge af, want ek en jy het 'n doel voor oë, 'n fokus. Ongesonde verhoudings, jy raak nie betrokke in sulke dinge nie. 'n Ernstige verhouding is nie geskik, jy's te jonk daarvoor, bly weg van daardie dinge af. Fokus op die doel, die mylpaal wat jy wil bereik. Te veel van ons jong mense is so drentel, ruggraatlose, amper wil ek sê suurstofdiewe vandag. Ons jong geslag word groot sonder rigting, sonder doelgerigtheid, sonder vastigheid. Hulle is maar net daar, hulle dryf amper soos 'n jellyvis in die oseaan. 'n Kind van Jahwe het ruggraat, het rigting, is doelgerig. Hy weet waarmee hy besig is, hy weet waartoe hy gaan, want hy weet aan wie hy behoort. En jou maats kan dalk so praat, en jou vriende. Maar geliefdes, ons moet so waaksaam wees, want wys my jou vriende en ek sê jou wie jy is. Jou portiergroep kan dalk met hierdie goeters omgaan. Maar liewe jong mens, ek en jy as kinders van Jahwe het 'n doel op aarde, het 'n roeping, het 'n verantwoordelikheid, en jy kan nie net hier ronddryf in die wêreld nie. Jy het 'n vaste oortuiging waarna toe ons werk. Volwassenes, wat offer jy op? Jou eie gemak, jou eie wil. Hoe maklik maak ons nie verskonings om onvergewingsgesind te wees nie. Hoe maklik is dit vir ons om nie haatdraand te wees nie, om nie te vergewe nie, om bitter te wees, om te veroordeel. Hoe maklik is dit vir ons, en daardie dinge moet ons prys gee vir 'n liefde van Yeshua teenoor ander. Ons moet prys gee, want ons is in 'n geestelike wedloop. Ouer mense, wat offer u op vandag? Wat is dit in u geestelike lewe? Ou gewoontes, skinder, foutvindery, oordeel, kritiek. Raak betrokke eerder met om 'n voorbeeld te stel, om daai, en dit is so kosbaar, en ek sê dankie ook vir ons in die gemeente, dat daar ou mense is wat so mooi voorbeeld stel, volhard daarin, wees daai voorbeeld, wees getrou in voorbidding, wees getrou in die bemoediging en die voorbeeld van jong mense, van middeljariges, en te vermaan, te herinner, want dit is waaroor ons wil, hierdie voorbeeld van ons ouer mense is so kosbaar om Jahwe in ywer te dien. Want geliefdes, ons hardloop met ywer, met 'n vaste oortuiging, want ons het 'n prys om te behaal. 1 Korinte 9 vers 26, ons teksgedeelte vers 26, ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis, soos een wat nie in die lug slaan nie. Geliefdes, volgens Spreuke 9 vers 2, is ywer sonder kennis nie goed nie. En hy wat haastig is, trap mis. En daarom is dit belangrik dat ons ietsie wat belangrik is saam met hierdie ywer, hierdie toewyding is, ywer sonder kennis is nie goed nie.
Paulus verwys na Israel, dan sê hy, Israel het hierdie groot ywer in Romeine 10 vers 2, want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir Elohim het, maar sonder kennis. En daarom was daar by oud Israel hierdie erns, hierdie vleeslike erns om fisiese dinge te doen. Maar die ware kennis van Yeshua het hulle nie gehad nie, omdat Israel hulle eie geregtigheid sonder die geloof daar wou stel. Israel wou deur werke geregtigheid van werke daarstel en hulle het hulle nie aan die geregtigheid van Jahwe onderwerp nie. En daarom was hulle ywerig besig met baie. Daar is een geregtigheid, naamlik die geregtigheid van Yeshua in Yeshua. Nie in my eie gehoorsaamheid nie, nie in my eie goeie werke nie, in hom alleen. En jy kan baie ywer hê, maar daai ywer sonder kennis is 'n eie willigheid. Daai ywer sonder kennis is 'n selfgevormde godsdiens. Daai ywer sonder kennis is verderflik. Geliefdes, daarom moet ek en jy, ons ywer moet reg wees, gefokus op Yeshua, nie my doel nie, nie my planne nie, hy alleen. En daarom, geliefdes, daarom moet elke gelowige geanker wees in die gesonde leer. 2 Timoteus 4 vers 3, Titus 1 vers 9 en Titus 2 vers 1, hierdie gesonde leer van Yeshua. Ek wil gou vir jou vra, in wie is jy uitverkies voor die grondlegging van die wêreld? Deur Yeshua, Efesiërs 1 vers 3. Wie het jou sonde versoen? Yeshua, Jesaja 53 vers 11. In wie se geregtigheid staan jy? 2 Petrus 1 vers 1 in Yeshua se. In wie glo jy tot redding? Johannes 6 vers 47 in Yeshua. Wie is die een wat vir jou die ewige lewe gee, vers 47? Yeshua alleen. Van jou uitverkiesing af, tot jou regverdigmaking, tot jou geregtigheid, tot jou redding, tot die ewige lewe, is alles in Yeshua. Daarom, hy is die gesonde leer. En my en jou fokus, my en jou toewyding is volkome op hom. En daarom, gebou op die fundament van Yeshua, kan ek en jy deelneem aan hierdie wedloop, want hy is die een wat ons die krag gee. Daarom, my asemhaling, my gebedslewe is van hom af, gebou op hom en in hom neem ek deel aan hierdie aktiwiteit, hierdie geestelike wedloop. Dit help nie om deel te neem in jou eie bedoelings en goeie bedoelings nie. Dit help nie om deel te neem in eie toewyding nie. Want geliefdes, ek en jy kan probeer, maar ons is nie in staat nie, ons is nietig en klein. Nie in my eie werke nie. Ons ywer, ons toewyding, ons oorgawe is op grond van hom wat ons lief gehad het, vergewe het, geregverdig het en red. Geliefdes, daarom is jou en my volle optrede gebou op hom, en daarom wanneer ons praat van ywer, is dit, moet jy verstaan, jou ywer is in hom. Jy kan nie net besluit, ek trek nou hier weg en ek hardloop hierdie geestelike wedloop nie, want in jouself kan jy nie. Ek en jy het Yeshua nodig, en op grond van Yeshua en in opdrag van Jahwe is ek en jy besig in hierdie geestelike wedloop. Hardloop ons met alles wat binne in ons is. Slaan ons met alles wat binne in ons is. En ek wil dit vir jou vra, hoe lyk jou geestelike wedloop? Hoe lyk jou toewyding? Of is jy maar besig met die skare rondom en al die dinge wat jou aandag aftrek, en kan jy onthou van daardie saad wat gesaai word, die sorge van die lewe, die grootsheid van die wêreld, die begeerlikhede van die wêreld, is dit waarmee ek en jy besig is, of ons doelgerig gefokus op hierdie
geestelike wedloop. 1 Petrus 2 vers 5. Kom ons blaai gou saam soontoe. 1 Petrus 2 vers 5. Want die res van daardie gedeelte van Petrus is so kosbaar. Petrus 2 vers 5 handel oor die feit dat ek en jy die geestelike tempel van Jahwe is. Vers 5, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan Elohim welgevallig is, deur Yeshua Messia. En let op net hierdie fokus, alles in Yeshua. Niks uit jou en myself nie, in Yeshua bring ons daai geestelike offers. Daar is egter 'n geestelike stryd. Daar is 'n stryd wat verhoed dat ek en jy hierdie wedloop kan hardloop. Daar is iets wat verhoed dat ek en jy hierdie geestelike offers kan bring, dat ek en jy maklik hierdie wedloop kan volëindig. Iets wat wil keer dat ek en jy dit nie doen nie. Dat ons nie met oorgawe kan hardloop nie, en dat ons nie geestelike offers kan bring nie, dat ons nie kan vrug dra nie. En wat is dit wat dit verhoed? Die sarks. Jy is nou al goed bewus daarmee, die Griekse term is sarks, wat gebruik word vir vlees, hierdie deel in jou en my, wat ons gryp na sonde, wat ons gebonde wil hou, wat jou en my wil laat afsien van hierdie wedloop, wat ons wil vashou, dit is soos 'n gewig wat op ons is, dat ek en jy nie vrylik kan hardloop nie, dat ek en jy nie die wedloop kan volëindig nie. My eie vleeslike swakhede, en ons is so goed daarvoor, om daarvoor verskoning te maak. En ek wil amper dit gebruik as 'n voorbeeld, dis net so goed, ek en jy hardloop hierdie wedloop, maar ons hardloop met 'n sak sement op ons skouer. En ek en jy maak nie saak hoe ons sweet nie, maar hierdie sak sement wil ons net nie afgooi nie. 'n Bekende voorbeeld. Geliefdes, want dit is so baie vir ons wat ons verskonings maak. Dis so baie wat ons sê, maar nee, los my, ek wil hardloop met hierdie sak sement. Ek sal ander dinge doen, maar hierdie sak sement hou dit net, verskoon my, maar ek gaan daarmee hardloop. En dis letterlik wanneer ons in die oorlog tree, asof ons nou soos 'n boksgeveg sal wees, dat ons pimpel en pers geslaan word, maar hierdie sak op ons skouer wil ons net nie van ontslaa raak nie. Ons dra dit saam, ons gaan aan daarmee. Geliefdes, dit is so maklik vir ons om 10 verskonings uit te dink, hoekom ons vleeslike werke nie wil agterlaat nie, hoekom ons nie wil met ywer hierdie wedloop hardloop nie, hoekom ons nie met ywer wil werk tot eer van Jahwe nie. Ons kry so 'n maklike verskoning vir luiheid, laksheid en sonde wat in ons lewens toelaat. Geliefdes, daar so baie gelowiges, sogenaamde gelowiges, wat nie eers in hierdie wedloop, in hierdie, ek wil amper sê, soos Paulus, wanneer hy praat van daardie boksgeveg om te slaan met ywer, daar so baie gelowiges, wat nie eers in die geveg is nie. Hulle lê amper net teen die toue en snak na hulle asem, want daar is absoluut by hulle geen ywer nie. Die vyand slaan hulle van links en van regs, hy gee hulle pak slaag die hele tyd. Ons wil net nie ontslaa raak van hierdie sonde nie. Geliefdes, so baie weet nie eers hulle is in 'n oorlog nie. Jou vlees gee jou van die oggend tot die aand pak slaag. In plaas daarvan dat jy die sonde agterlaat, maak jy verskoning. Jy weet, ek word kwaad en ek skree of ek vloek, want jy weet, ek het maar 'n kortie meer. Jammer as ek jou beledig, maar jy weet, ek is eerlik, ek sê dit soos dit is, 'n graaf is 'n graaf. Ek skree op ander, want dis al hoe ek reaksie kry. Ek vloek, want dis al taal wat sekere mense verstaan. Ek drink soms 'n bietjie te veel, ek word nie dronk nie, maar ek dink soms 'n bietjie te veel, want ek wil net so 'n bietjie ontspan, ek wil net so 'n bietjie rustig wees.
Ek gebruik ander verslawingsmiddels, dagga, dwelms, wat dit ook al mag wees, want ek wil vergeet van my probleme. Ek sal hom of haar nie vergewe nie. Want jy weet, hulle het nie jammer nie. Hulle is glad nie jammer oor wat hulle aan my gedoen het nie, so ek sal hulle nie vergewe nie. Jy weet, as kinders van Jahwe so optree, dan meng ek eerder met die ongelowiges. Dan gaan ek eerder om met die sondaars. Ek jok wel so bietjie, maar dis net om ander mense se gevoelens te spaar. My maat is permanent geïrriteerd en permanent besig, so dit is toelaatbaar dat ek kan rondkyk. Jy weet, ek is ook maar net 'n mens. Ek is nog jonk, so ek hoef nie met ywer Jahwe te dien nie. Ek sal later as ek ouer word, ernstiger word om Jahwe te dien. Jy weet, ek rook maar want al my vriende doen. Ek praat oor die en oor daai want al my vriende doen. En ek luister na hierdie musiek want al my vriende doen. Die Bybel sê mos ek moet alle dinge beproef en net die goeie behou. Ek kan nie nou stilte tyd hou nie. Ek kan nie nou bid nie. Ek is te laat. Ek moet gou maak. Ek sal vanaand, ek sal môre, ek sal oormôre. Ek het nie tyd vir stilte tyd nie. Want jy weet, daar's so baie wat ek moet doen. Elkeen van ons, tot 'n mindere en 'n meerdere mate, en jy ken jou verskonings in jou lewe. Maak verskonings, en verskonings is niks anders as eie willigheid en sonde nie. Elke gelowige het 'n geweldige verantwoordelikheid in ons ywer in hierdie wedloop om alles wat ons verhinder af te lê. Om alles wat ons verhinder eenkant toe te skuif. Geliefdes, ek en jy word geroep om weerstand te bied teen hierdie, en ek wil hê jy moet mooi luister, vers 27, kom ons blaai terug na ons teksgedeelte toe, 1 Korinte 9 vers 27, en luister baie mooi na hierdie woorde wat gebruik word. In Korintiërs 9 vers 27, maar ek kastei my liggaam en ek maak dit diensbaar. Ons gaan nou verder lees. Hierdie woord kastei kom van die Griekse woord af hypopiazo, wat beteken om jouself in die gesig te slaan, om jouself afsit. So wat sê Paulus hier aan die gemeente? Hy sê letterlik om ek slaan my vlees in die gesig, sodat hy luister na my gees. Nou, Paulus bedoel dit nie fisies dat ek en jy fisies onsself in die gesig moet slaan nie, maar hy bedoel dit figuurlik om jou vlees absoluut onder beheer te bring. Hebreërs 12 vers 4 sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Geliefdes, die optrede van ons as gelowiges in hierdie wedloop waarin ons hardloop, om werklik afstand te doen van die sonde, van die verganklikheid in ons lewens, kort 'n dinamiese ywer, kort 'n betrokkenheid in jou en my lewe. Dis nie net iets wat gebeur nie, dis iets wat ek en jy, hoeveel gelowiges het ten bloede toe weerstand gebied daartoe, waar laat dit jou en my? Ons word geroep om nie verskonings te maak nie, om nie die sonde toe te laat nie, maar het aktief in my lewe te konfronteer en te stry daarteen. Daarom moet ek weerstand bied met alles wat binne in my is. En geliefdes, hoeveel gelowiges oor die eeue het nie wel met hulle hele lewe weerstand gebied teen die sonde nie. Geliefdes,
En in ons weerstand van die sonde moet ons erken, soos Paulus in Romeine 7, dat ons swak is, dat ons dikwels tekortskiet, dat ons dikwels nie sterk genoeg is nie, en daarom is die kragtigste wapen in die oorwinning van sonde die oorgawe aan Jahwe. Die oorgawe aan Jahwe, om die lig aan te sit in my lewe, dan moet die duisternis wyk. Sit die lig aan van Yeshua en jou vleeslike begeertes moet wyk. En daarom is dit 'n proaktiewe handeling wanneer ek en jy hierdie resies hard om te fokus op Yeshua. Die musiek waarna ons luister, dit wat ons lees, dit waarmee ons besig hou, fokus op hierdie lig, want hierdie lig dryf die duisternis na buite. Kom ons blaai saam daarna Johannes 3 toe. Johannes hoofstuk 3. Johannes hoofstuk 3 is daardie pragtige gedeelte van Jahwe se werk in ons, deurdat hy ons wederbaar deur die Heilige Gees van bo gebore word. En dan kom hy hier, en daarom is dit 'n opdrag vir elkeen van ons in vers 20 en 21. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat die werke, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in Elohim gedoen is. Geliefdes, wat is jou en my werk? Om na die lig toe te kom. Om in die lig te wandel, om te fokus, hierdie wedloop, hierdie erns wat ons het, hierdie stryd wat ons stry. Hoe lyk jou stryd? Staan jy daar langs die kant? Is jy besig om pak slaag te kry? Maak jy verskonings daarna? Is jy die een wat die hele tyd toelaat dat daardie sonde jou vernietig en jy wonder wat gaan aan in jou lewe? Of is jy gefokus om Jahwe te dien met alles in jou? Kom jy na die lig toe? Gaan jy, bid jy? Gaan jy om met die woord van Jahwe? Is jy besig met Jahwe? Of staan jy daar ver op die afstand? Paulus sê so mooi, ek maak my liggaam diensbaar aan my gees. Vers 27, maar ek kastei my liggaam en ek maak dit diensbaar. Wie regeer in jou lewe? Jou vlees of jou gees? Wie dikteer in jou lewe, jou besluite, jou vlees of gees? Want dis die plek waarna jy kyk, wat gaan bepaal wie dikteer jou lewe. As jy fokus op die gees, gaan dit jou lewe dikteer. As jy fokus op die vlees, gaan jou vlees jou lewe dikteer. En dan gaan hy verder, dat hy miskien terwyl ek vir ander gepreek het, selfverwerplik sou wees nie. Geliefdes, wat moet bepaal hoe ek praat? Wat moet bepaal hoe ek optree? Wat moet bepaal hoe ek dink? My gees of my vlees? Wat is die een waarin ek die hele tyd toets? Dalk is jy vanmôre dalk bietjie geestelik moeg. Dalk is dit die golwe van hierdie lewe en teëspoede en uitdagings wat jou heen of weer slaan. Dalk is jou fokus so op die sonde en die eie ek, dat jy nie op Jahwe fokus nie. Onthou die belofte van Jahwe, onthou waarmee ons begin het vanmôre, voordat ons saam begin sing het, en kom ons blaai daar na Jesaja 40 toe. Ek wil vir elkeen van julle onthou, toe jy daar op skool was, of later, toe jy deelgeneem het aan 'n wedloop, en jy so na by die einde is, en jy vorder, maar skielik is daar so moegheid, jou asem brand, jou bene word soos lood, so lam, dis nie meer lekker nie, as jy nou jou keuse gehad, gaan sit jy langs die kant. Geestelik voel dit ook baie keer vir ons so. Geestelik voel dit vir mense, ek word moeg. Hoe harder ek probeer, hoe meer teestand kry ek. Ek sukkel, want is hierdie beproewing en daai beproewing, en so sê baie keer dikwels mense, maar ek wil nie beproef word nie, ek wil nie toets skryf nie. Ons word moeg. Onthou wat sê
Jahwe hier aan 'n volk wat deur 'n beproewing gegaan het, wat moedeloos geword het, vers 29. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Voel jy swak teen jou sonde? Voel jy maar jou sonde is baie groter en sterker as jy? Hy gee jou krag. Vers 30. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs. Geliefdes, selfs in die vleur van jou krag, jy kan nie op jouself vertrou nie. Daarom is hierdie wedloop, hardloop ons in Yeshua. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs, maar die wat op Jahwe wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Geliefdes, ek sluit af vanmôre. Tree toe tot hierdie stryd. Tree toe tot hierdie wedloop. 'n doelgerigte fokus om Jahwe te dien. 'n doelgerigte optrede vir julle jong kinders. Net soos wat jy onthou dit, soos wat jy daai wedloop hardloop en jy moet asemhaal, fokus op jou asemhaling. Wat moet jy doen? Jou gebedslewe. Bid sonder ophou, volhard in gebed. Soos wat jy wanneer jy hardloop nie rond kyk nie, maar voor jou kyk, so vorentoe gaan, jy toegewyd is. Fokus op Yeshua, volg hom na, dink oor hom, kyk na hom, sien hom in alles. Hoe sou hy opgetree het? Wat is sy voorbeeld? Wat verwag hy van jou en my? En dan werk met jou arms om werklik te sê, alles wat ek doen, wil ek doen om daai doel te bereik. Geliefdes, laat ons toetree tot die stryd in volle oorgawe aan Yeshua, in volharding tot die einde. En as jy moeg of mat word, gaan vind jou krag op jou knieë. As jy onseker is, gaan vind veiligheid op jou knieë. As jy twyfel, gaan vind veiligheid in die woord van Jahwe, terwyl jy buig voor die God van hemel en aarde. Geliefdes, ons as gemeente, wil ek vra, kom ons doen moeite om na die lig toe te gaan. Om meer te bid, om meer te fokus tot eer van Jahwe. Kom ons staan, dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader, wil U ons help? Vader Jahwe, dat ons werklik sal fokus op ons geestelike wedloop. Vader Jahwe, en daar waar ons so maklik verskoning maak of die sonde en die laste saamdra en regverdig en goedkeur, wil U asseblief deur die Heilige Gees werklik ook U waarheid openbaar. Wil U werklik vir ons wysheid gee oor wat is U wil? Vader Jahwe, sodat ons waarlik in alles daai gees van onderskeiding sal hê, wat is U wil en wat is nie U wil nie. Vader Jahwe, help ons, dat wanneer ons soms onseker of moeg word, dat ons op U sal fokus, dat ons, U is die een wat krag gee, U is die een wat ondersteun. En ek wil vanmôre besonderlik bid vir elkeen wat vanmôre besonderlik U krag nodig het. Wie is U die een wat naby is, ons is, wat ons versterk, ook vir hierdie week wat voorlê. Vader, help ons dat ons absoluut gefokus sal wees op hierdie wedloop, wat ons hardloop. Word daarin verheerlik, in Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Terwyl ons net so staan, geliefdes, kom ons hef ons hande op en ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee.
Amen.